Welkom by die week se lydenstyd oordenking. Ons is saam met Jesus op pad na die kruis. Vandag is 9 April en ons gesels oor Jesus wat gemartel word. Sit gemaklik en ontspan vir 'n oomblik saam met my. Ons fokus weer eens net ons aandag op ons asemhaling. Haal sommer lekker diep asem. En voel hoe jou bors oplig as jy asemhaal en hoe hy daal as jy jou asem uitblaas. Wees hier teenwoordig waar jou liggaam teenwoordig is. Hier waar jou voete as te ware die grond raak. Vandag blaas ons die 5de Kersdood. Dis die 5de week in lydenstyd en ons onthou dat Jesus die lydenspad gestap het vir ons. Maar nie net vir ons nie, ook as te ware saam met ons vandag in die wêreld. Hierdie wêreld van ons wat so gebroke en stikkend en seer is. Jesus stap saam met ons. Vanoggend gaan ons na 'n lied luister. Dis 'n ou bekende lied. Miskien sal jy ouer mense hom veral geniet. Luister na hierdie lied, Nader my God. En ons maak die woorde ook vanoggend ons gebed, dat ons nader aan God wil groei. Nader my God by U, nog naderby. U is om Christus wil, Vader vir my. Bly my by, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. En vrees, U staan by my. U lei my deur, U Gees maak my weer vry. U woord verseker my, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Waar hartseer, pyn en leed my weerloos laat, sal U my nooit vergeet, my nooit verlaat. Dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nader my God by U, nog naderby. Dis met vandag se teksgedeelte nogals nie so eenvoudig om ons in te leef in die seer kry en die spot en marteling wat Jesus ondergaan het nie. Maar ons moet onthou dat hy volkome mens was, net soos ons. Hy het ook seer gevoel, in en aan sy lyf. Sy hart het ook seer geraak as mense hom gespot het, sleg gesê het en hom gevloek het. Hy het nie 'n ander pynrempel gehad nie en hy was nie gevoelloos nie. Dit was seer
en hy het gebloei. Ons lees Matteus 27 vanaf vers 27 tot 31. Toe die soldate van die prokurator Jesus na die hoofkwartier saamgeneem en die hele reglementsoldate by hom byeengebring. Hulle het sy klere uitgetrek en die helder rooi mantel om hom gehang. Nadat hulle 'n kroon van doringtakkies gevleg het, het hulle dit op sy kop gesit en 'n riet in sy regterhand. Hulle het voor hom gekniel en met hom die spot gedryf. Gegroet, koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die riet geneem en hom herhaaldelik op sy kop geslaan. Nadat hulle met hom gespot het, het hulle die mantel afgehaal, sy boklere vir hom aangetrek en hom weggelei om hom te kruisig. Wat van die storie tref vir jou vandag? Om gespot te word is glad nie lekker nie. Om 'n bespotting van gemaak te word is traumaties. Dis iets wat lewenslang by iemand kan bly en wat kan beïnvloed hoe jy oor jouself dink en ook hoe jy leef. Jou identiteit, jou menswees word dus bespotting van gemaak. Jy word op 'n manier tot minder mens gemaak. Tog doen ons dit met en aan mekaar. Partykeer probeer ons dit subtiel doen, deur humor, en deur te sê, ag, dis maar net 'n grappie, maar ons is besig om mekaar af te breek, as te ware mekaar te martel met ons woorde, en soms ook met ons dade. So kan jy dink aan 'n geleentheid, waar jy aan een van die kante van spot gestaan het. Dalk was jy die een met wie gespot is. Hoe het dit gevoel? Of dalk was jy die een wat gespot het. Hoe het dit gevoel? Pause dalk hierdie gedeelte en luister en praat 'n bietjie met mekaar oor hoe dit gevoel het. Daar is vandag soveel lyding en seerkry en swaarkry in ons wêreld. Wat van hierdie goed tref jou die meeste? Raak jou persoonlik die meeste? Vir 'n wêreld wat ly, is dit goeie nuus dat Jesus Christus ook gelei het. Jesus weet wat dit is. Daarom kan ons weet dat wanneer ons ly, ons nie alleen is nie. Christus ly saam met ons. Ons kan met ons hele lyding na hom toe gaan, want God verstaan die pyn, die seer en die swaar kry. Ons kan ook met ons lyding, wat ons om ons sien, na God toe gaan. As Christene, as deel van Christus se liggaam, as Christus se hande en voete op aarde, het ons roeping om ook by die te wees, wat swaar kry, wat seer kry, wat ly. Ons kan hulle ondersteun, bemoedig, luister na hulle, of net daar wees vir hulle. Hierdie woorde van Sint Teresa van Avila, dink ek is baie gepas. Christ has no body but yours, no hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands with which he blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are his body. Christ has no body on earth now, but yours. As gesin of as individu, kyk of jy vandag 'n doringtak kan kry en maak 'n kroon daarvan, bind dit in 'n sirkel vas en plaas dit by julle kerse. Dit herinner ons daaraan dat Jesus gemartel is en gelei het. En dan, gesels en dink 'n bietjie aan, wie is die mense wat julle nou rondom julle sien wat swaar kry en seer kry? Besluit saam wat julle vir daardie een persoon of gesin dalk kan doen. Hoe kan julle hulle herinner dat Jesus hulle raak sien en by hulle is in hierdie tyd? Beplan gerus iets en gaan doen dit ook so gou as moontlik. Sluit saam af met 'n gebed deur vir hierdie persoon of gesin wat julle wil ondersteun en wil bemoedig, saam te bid. Ons gesels weer volgende week vir 'n laaste keer saam.